Landbou word geborg deur Toyota. Jy kyk en luister na Landbou Pretoria FM saam met my Elsa Esterhuizen, baie welkom. Ons fokus vandag op die toekoms van landbou en veral die rol van tegnologie wat daai toekoms betref, wanneer ons so 'n bietjie terugkyk na die Africa Agri-Tech Kongres en Expo wat verlede week plaasgevind het. Ons vind uit hoe dit verloop het. Daarna fokus ons op 'n ekonomiese oorsig rakende kwessies wat in hierdie stadium 'n uitwerking op die landbousektor het. Bly ingeskakel. Ons fokus vandag weer op die Africa Agri-Tech Kongres en Expo wat verlede week plaasgevind het om uit te vind hoe dit verloop het. En ek verwelkom nou vir Andries Wiese, hoof van landbou by Hollard Insurance. Andries, baie welkom. Baie dankie Elsa en goeiedag. Nou Andries, jy was ook die seremoniemeester by hierdie baie belangrike geleentheid gewees, maar ek dink ek wil net weer so 'n tree terugneem en net vir jou vra, wat presies is die doel van hierdie geleentheid? Elsa, die werklikheid is dat ons wêreld so omgewe is met en deurdrenk is van tegnologie, dat ons baie keer vergeet dat dit nie net gaan oor slim masjiene nie, maar ook die praktiese aanwending. Hoe neem ons hierdie tegnologie en maak dit deel van ons daaglikse bestaan? En hoeveel te meer dan nou in die landbousektor, waar tegnologie absoluut die verskil maak tussen of ek op my plaas bly en of ek moet opgee. So oor die 3 dae was die fokus die eerste dag hoofsaaklik rondom lewende hawe en die bestuur van diere en dit wat daarmee saamgaan. Die tweede dag rondom plante en planttegnologie. En dan vandag, die laaste dag van die sessie, het dan primêr gegaan rondom die interaksie tussen besigheid, die ekonomie en die politieke omgewing en tegnologie. En hoe 'n mens die klomp bymekaar moet bring om sodoende dan uiteindelik 'n volledige pakkie te hê waarmee jy jou boerdery tot 'n volgende vlak kan neem. Ook met 'n vooruitskou, en ek dink die verste vooruitskouing vandag was 2040 gewees, wat dan nog 'n stootjie weg is. Maar ons het ook in die geskiedenis gaan draai en gesien dat die geskiedenis tog tot 'n mate homself herhaal. Maar dat ons op die voorpunt van die tegnologie is in Suid-Afrikaanse landbou is so. Ons moet nou net begin besluit, maar hoe gaan ons hierdie ding aanwend tot ons almal se voordeel? Jy het nou verwys na die feit dat jy so 'n bietjie gefokus het op 'n jaar wat nog dan moet nog heel wat tyd verloop voordat dit gaan aanbreek, 2040. Maar hoekom is dit so belangrik om daarop te fokus? Het dit ook te doen met die feit dat boere dan sal weet hoe om doeltreffend aan te pas byvoorbeeld? Onthou, tegnologie is 'n instrument. Dis nie die doel nie, dis nie die eindoplossing nie. So strategies gesproke moet landbouers in Suid-Afrika reeds hulle oë op die toekoms hê. En ons sien dit, ons groter boere en ook van ons kleiner manne is regtig gefokus op wat vorentoe. En vandag reeds werk hy met volgende jaar se beplanning en dis meer. Die tegnologie maak dit doodgewoon vir hom makliker. En ek dink dit is die sleutel gewees en dit was ook een van die kernboodskappe die 3 dae, is dat tegnologie moenie jou eindpunt word nie. Dit is blote instrument. En as ons byvoorbeeld kyk na iets soos kunsmatige intelligensie, ons almal skrik ons vrek daarvoor en ons dink dit gaan nou die wêreld verander. Maar dit is suiwer net 'n hulpmiddel as jy hom reg gebruik. As jy vir hom misbruik, en ons het daaroor ook gepraat, dan word dit iets soos kriptogeldeenhede wat die eenheid self en blockchain en al die tegnologie wat daarmee saamgaan is op sigself nie verkeerd nie. Maar as mense begin om verkeerde knoppies te druk, dan begin jy vreemde uitkomste kry. So tegnologie moet, wat die Engelse noem 'n enabler wees. Dit moet iets wees wat jou in staat stel om beter te wees in die toekoms. As jy gaan aanhou, dan is ons terug by Henry Ford wat gesê het as jy vir die mense gaan vra wat het jy nodig, gaan hulle sê hulle het vinniger perde nodig. Niemand het gesê 'n kar nie. En hierdie 3 dae het vir ons die geleentheid gegee om te gaan kyk hoe lyk 'n kar by wyse van spreuke. Jy het nou vir ons so 'n bietjie meer van 'n idee gegee rakende wat die program behels het, maar is daar miskien 'n spreker of 'n sessie of 'n spesifieke onderwerp wat vir jou uitgestaan het? Weet jy, ek sou 'n onreg aan al die sprekers doen as ek hulle nie almal noem nie, maar ek gaan dit nou nie terwille van tyd en terwille van bondigheid noem nie. Iets wat vir my persoonlik nogal uitgestaan het is Gigi Alcock
is 'n avonturier en 'n skrywer, nie 'n landbouer nie, maar dis iemand wat op die grond in Suid-Afrika lewe en gelewe het. En hy het 'n aanbieding gedoen rondom Casinomics, of wat hy dan Casinomics noem. En dit gaan oor die informele ekonomie binne in Suid-Afrika. En dis asembenewend as 'n mens begin kyk na die feite stel. Ons almal weet daarvan op een of ander manier dat daar gebeur goed so spaza winkeltjies en kleinhandelaars en ouens op hoeke van strate en ook binne die landbou, die informele en die bestaansboere. Maar die skaal waarvan daai ekonomie eintlik aan mekaar gesit is skrikwekkend. En dis nie honderde duisende rande of honderde miljoene rande nie. Dit is letterlik miljarde rande wat hier ter sprake is. En dit het vir my nogal 'n venster oopgemaak, ook in die groter konteks, om te sê, maar ons moet ophou om vas te kyk teen die formele ekonomie as die enigste oplossing. Ons lewe in Afrika en ons lewe in 'n omgewing met opwindende geleenthede, as ons net die oogklappe so 'n bietjie ooptel. Andries, en is eintlik vir my baie goed dat jy daarna verwys, want ek wil daarbey aansluit. Jy weet, wanneer 'n mens kyk na so 'n belangrike geleentheid en die feit dat tegnologie daadwerklike uitwerking of 'n impak op die ekonomie ook kan hê. Jy weet, ek wil nou juis ook vir jou vra, wanneer 'n mens kyk, ek meen dis 'n netwerkgeleentheid vir verskillende rolspelers in die sektor, maar hoe is dit oor die algemeen ontvang? Jy het seker nou al met 'n paar mense te doen gekry en daar was waarskynlik so 'n bietjie terugvoer ook. Die deurlopende terugvoer is baie positief in terme van die rykdom van die inhoud en die hoeveelheid inligting en die kwaliteit van die inligting. Die enkele grootste klagte wat omtrent al die besoekers en al die bywoners en afgevaardigdes het, is doodgewoon dat die hoeveelheid inligting skrikwekkend is. En 'n mens moet regtig begin om te filter sodat jy dit wat jy kan gebruik onmiddellik nou gebruik. Want daar's geen manier hoe jy al die inligting bymekaar kan gooi op een slag op jou boerdery of op jou besigheid van toepassing maak nie. So die terugvoer is werklik positief, en wat ook lekker is dat 'n mens het besoekers gehad van die VSA, van Australië, van Kanada. Daar's 'n kerel van Dubai wat hierso is. Daar's 'n redelike verteenwoordiging uit die Afrika lande, beide Sub-Sahara, maar ook in die noorde en in die weste van Afrika. Die sprekers ook is verteenwoordigend van 'n klomp verskillende demografie, maar ook geografiese plasing. Want as ons baie keer as Suid-Afrikaners met mekaar praat, dan raak ons vasgevang in dit wat vir ons belangrik is, amper soos 'n ekkokamer. Die lekker ook van die sprekers was dat 'n mens buite perspektiewe kry. En dis so klein bietjie om jou terug te bring aarde toe ook, want ons lees syfers. As ons kyk na 'n 400 miljard rand uitvoer invoer en uitvoer program rondom vrugte en landboukommoditeite, en ons vergelyk dit met 400 miljard, dis nogal baie geld, maar wat van 4000 miljard? Jy weet, die skaal, en ek dink dis nogal 'n wekroep vir ons om te sê, ouens, ons is eintlik besig om in 'n geveg te veg in die groter prentjie, waarvoor ons nie eintlik gerad is nie. Ons is te klein, ons is eintlik relatief onbelangrik in die wêreldekonomie. Daar's 'n klomp negatiewe goed wat ons vir onsself kan toedeel. Maar die ongelooflike is dat as Suid-Afrikaners het ons die inherente vermoë om te sê, maar ons gaan nie volstaan hierby nie. Ons het 'n deursettingsvermoë, en derhalwe veg ons nou in gevegte waarvoor ons eintlik maar ons lendene moet omgord, want ons is bietjie lig in die broek daarvoor. En dit was nogal 'n redelike tema om te sê, Suid-Afrikaners en Suid-Afrikaanse landbou spesifiek presteer heeltemal buite weste met wat op papier behoort te gebeur. Maar dis die natuur van wie ons is, en dis wie Suid-Afrikaners is. En oor taal en kleur en enige grense heen, dink ek is ons almal besig om saam te staan en op te staan. Professor Nick Benedel, wat die laaste spreker donderdagoggend was, het 'n baie geldige standpunt gemaak, en hy sê, ons het baie keer nodig om na ons geskiedenis te gaan kyk, en te sê, ons was almal vies vir die Engelse gewees in 1902, maar ons het daaroor gekom. Ons was die absolute uitskot van die wêreld gewees tydens die apartheidsjare. Niemand wou met ons te doen gehad het nie.
Ons is daardeur. En ons het nie sommer net daardeur gekom nie, ons het teruggekom met 'n staatsman wat wêreldwyd erken is. Daar's geen rede hoekom Suid-Afrika vandag nie daardie sprong kan maak nie. Maar dit gaan nie van self gebeur nie. Ons kan die tegnologie gebruik en ons het wonderlike voorbeelde daarvan gesien in die 3 dae, maar ons as Suid-Afrikaners gaan moet opstaan en sê, "Here, kom ons vat bietjie hande en kom ons doen hierdie ding." Want dis al hoe dit gaan gebeur. Sjoe, Andries, jy het ons nou sommer gemotiveer en optimisties gemaak oor die toekoms van landbou en dan ook die rol van tegnologie daarin, maar baie dankie vir jou tyd. Dis 'n groot plesier en baie dankie vir die geleentheid. Baie dankie en so gesels Andries Wiese en hy is die hoof van landbou by Hollard Insurance. Ons verskuif die fokus nou so 'n bietjie na die ekonomie en die landbousektor en ek verwelkom nou die landbouekonoom van FNB, Dawie Maree. Dawie, baie welkom. Goeiemiddag Elsa, altyd lekker om julle te gesels. Dawie, ek sal graag wil begin met Agbus se onlangse landboubesigheidsvertrouensindeks. Miskien kan jy net vir ons opsom rakende dit wat vir jou uitstaan. Dankie Elsa. Ek dink as mens van kyk na die landboubesigheidsvertrouensindeks, net so 'n bietjie agtergrond. Dis 'n indeks wat onder alle landboubesighede en dan ook lede van Agbus of die sogenaamde landboubesigheidskamer geneem word. En hy word kwartaalliks gedoen. Nou met enige indeks of 'n vertrouensindeks ten minste enigiets bokant 50 is positief, dan is die ouens baie meer geneig om in die landbou of in die sektor te belê. En onder dit is dit negatief, dan lyk dinge nie so wonderlik nie. Nou die jongste landboubesigheidsvertrouensindeks vir die eerste kwartaal van 2025 het gespring na 70 basispunte of dan ten minste 70. En dis die hoogste vlak wat dit was sedert die groot pandemie van 2020-2021 COVID. So baie positiewe syne wat definitief in die landbousektor is. Ons moet ook in ag neem dat hierdie indeks is of die vraelys is voltooi juis hier toe daar groot onderstrominge was oor AGOA en Trump se beleide en daai tipe goed. So ongeag daardie negatiewe nuus wat ons in die algemene ekonomie gesien het ons gesien dat die landboubesighede is baie meer, kan ek sê, baie meer geneig om bietjie meer vertroue in die sektor te hê. So dit is baie positief uit 'n oogpunt van die landbou van 'n landboukant af. Natuurlik, dit was ook dieselfde tyd toe ons goeie reëns gehad het en dit help natuurlik altyd in terme van die landbousektor om so 'n bietjie vertroue te skep. As dit reën is die boere en landboubesighede altyd natuurlik bietjie meer positief as in ander tye. Ja, en ek dink veral ook gegee die huidige politieke klimaat, jy weet, is dit nogal belangrik om ook op so iets te fokus. Dawie, wat anders sal jy uitsonder? Ek meen, hoe lyk die ekonomie in hierdie stadium wanneer 'n mens spesifiek fokus op die landbousektor wat miskien uitdagings en geleenthede betref? Elsa, ek dink dis so 'n gemengde gevoel. Daar is baie negatiewe nuus in die media en ek sê altyd vir die ouens wanneer ek by boereverenigings of ander plekke praat en sê ek, pas op vir alles wat jy in die media lees. Nie alles is altyd waar nie. So gaan kyk mooi want jy kan jouself baie maklik in hierdie negatiewe spiraal in verstrengel raak. Daar is positiewe goed ook. As ons net gaan kyk na inflasie wat vrygestel is, die VPI wat Woensdag vrygestel is, dan sien ons dit is nog steeds onder die Reservebank se mikpunt van 4,5%. Definitief is inflasie onder beheer. Dis nie te sê die verbruiker se druk is nog verlig nie. Die druk op die verbruiker is nog steeds groot. En ek dink dit gaan so tydjie lank vat voordat dit uitgesorteer raak. Maar oor die algemeen lyk dinge baie meer positief. Produksieomstandighede lyk aansienlik beter. Ons het op waspe stadium het ons bietjie begin bekommerd raak oor die graanoes byvoorbeeld, maar dankie Vader, ons het goeie reën gehad, net mooi op die nodige tye, so dit lyk baie meer positief. Ons kan sien dat daar afwaartse druk op graanpryse is. Natuurlik nie die beste nuus vir graanboere nie, maar natuurlik baie goeie nuus vir ons lewende hawebedryf.
want voerkoste en ander insetkoste in die lewenawebedryf byvoorbeeld was vir 'n tyd lank baie hoog geweest, wat daardie bedrywe onder druk geplaas het. So daar's so 'n bietjie gemengde gevoelens, maar ek dink oor die algemeen is ons baie positief oor die landbousektor in die jaar wat voorlê. As ek dit nou noem, dan moet ek ook nou sê, weet, ons het in die 4de kwartaal van verlede jaar het ons gesien dat landbou het ingekrimp met so om by 8%. Dis heel wat minder as die 28% wat ons in die 3de kwartaal van verlede jaar gehad het. Maar ek dink ons is nou juis in die omstandighede is nou juis gunstig om die landbousektor weer te laat groei in hierdie jaar wat voorlê. Dawie, dan weet ons ook dat daar die afgelope tyd so 'n bietjie oor back and closure ook weer berig is. Ons weet dat die voëlgriep kwessie ook nogal in die nuus bly. Wek dit enigsins enige ekonomiese kommer? Elsa, ja, back and closure is nou ongelukkig een van daardie siektes wat ek dink ons in Suid-Afrika weet vir 'n geruime tyd sal moet saamleef. Die uitbraak in die noorde van KwaZulu-Natal onlangs het dit nou net weer eens bewys. Ek dink wat ons nou al wel geleer het uit die vorige uitbrake uit die van 2023 en 2024 is hoe om dit te beheer. Nou ongelukkig die beheer op hierdie stadium lê nog by die provinsiale landbou of provinsiale landboudepartemente se veeartsenykundige dienste en daar is so 'n bietjie van wrywing tussen nasionale departemente en provinsiaal. Maar ek dink as mens gaan kyk na die industrie, dan weet die industrie baie lesse geleer hoe om dit te beheer en hoe om dit te voorkom in terme van die skuif van diere en daai tipe goed. Wat baie belangrik is die rol wat byvoorbeeld die RMIS of die Red Meat Industry Services speel, juis om hierdie goed te kan koördineer. So ek dink as 'n bedryf, ja, daar is kommer daaroor, maar ek glo die bedryf gaan dit kan isoleer tot KwaZulu-Natal en binne daardie siektegebied, hulle praat van 'n Disease Management Area of DMA, en ek glo hulle gaan dit binne dit kan bestuur en beheer. So ek dink oor die algemeen behoort dit nie 'n te groot impak op die rooi vleisbedryf te hê. En hoe lyk die invoer- en uitvoermarkte in hierdie stadium? Ek dink baie meer positief as 'n jaar of 2 gelede. As mens gaan kyk na die vrugte-uitvoere vir die afgelope seisoen, sagte vrugte en natuurlik ook tafeldruiwe, wat nou so half aan die einde van hulle uitvoerseisoen is, dan het ons gesien in die Kaapse hawe was daar minder probleme as wat daar in die verlede was. Ek dink investering en natuurlik ook privaat vennootskappe met tussen privaat maatskappye, die Landboubesighidskamer onder andere het 'n groot rol daarin gespeel, en natuurlik ook die regering het ons daarom so 'n bietjie suksesverhale om te vertel oor die Kaapse hawe. Ons het natuurlik ook minder wind gehad hierdie seisoen wat 'n bydraende faktor was dat die hawe beter presteer het. En ons staan nou aan die vooraand van die sitrusuitvoerseisoen wat hoofsaaklik maar deur Durban en Port Elizabeth se hawens gaan. En dit wat ons hoor uit die bedryf uit en uit van van rolspelers in die bedryf, kan ons sien is hulle ook baie meer positief dat hierdie seisoen dalk beter gaan. Ek dink met die uitvoerende hoof van Transnet wat in plek is, Michelle Phillips, sy doen baie goeie werk en ons vertrou dat dit gaan voortgaan. Ons insette, kunsmis en ander tegnologie wat byvoorbeeld moet inkom. Ek het nog nie gehoor van probleme die afgelope seisoen nie. So ek dink stadig maar seker word die hawe situasie ook uitgesorteer, wat natuurlik ook positief is vir ekonomiese groei. Dawie, ek dink die tyd het ons ingehaal, maar baie dankie vir alles wat jy vandag met ons gedeel het. Baie dankie Elsa, en lekker dag vir jou en die luisteraars. Baie dankie, en so gesels die landbou-ekonoom van FNB, Dawie Maree. Daarmee ook die einde van vandag se program. Van my Elsa Esterhuizen, mag dit met jou goed gaan. Geniet die res van jou dag. Ons boer môre weer saam en bly ingeskakel op Pretoria FM. Landbou is geborg deur Toyota.